Benno? Lekkerder tyd, Ja, papi. en dis nou wat vir my lekker is. Nou gee ons burgerblootstelling en ons gaan ons mense ietsie leer. Nou, die rede hoekom ons met daai boerstroppe hengel, daar's 'n klomp redes, maar een van die grootste redes is om by die vis uit te kom. Want jy kan 'n groter sinker aansit en soos ons gesê, daar's twee verskillende, die glyboerstrop en dan die vaste een. Benno, ek gaan vir jou vra. Bou eers vir ons die glyboerstrop. Maar ons gaan hom stap vir stap. Soos wat jy bou, gaan ek sal ek saam met jou daardeur gaan. En dan gaan ons vir ons kykers net gou verduidelik. So 27 pond tot 30 pond double X. Ons hou daarvan om die witte te gebruik. Ja. Vir 'n skaglyn, dit is wat my aanbetref die beste vir daai is. Hoe lank maak jy hom, Benno? Maat, afhangende waar ek gaan hengel, weet as ek die valdam sisteme moet hengel, weet dan gaan ek van 50 af na 70 toe, so sentimeters. Okay. En as ek dan nou ander damme, jy weet, dit hang alles maar van die slukfaktor af, want die groot ding van 'n boerstrop, een van die dinge wat 'n boerstrop anders te maak as 'n ander strop, jy kan uitsluk uit hengel. So sou jy 'n bodem hê wat baie sluk is, dan kan jy jou boerstrop gebruik om uit daai sluk uit te kom. Uit te lig. Ons gaan as ons hom gebou het, gaan ons verduidelik hoe dit werk. Okay. So my lengte sal. Wat 'n knoopie maak jy bo? Ek maak 'n figure uit bo. So ek weet nie of die kamera kan naby kom, so ek maak net 'n gewone loopie soos daai. Dan vat jy die loopie, jy draai hom een keer. As jy hom een keer gedraai het, vat jy 'n puntjie, druk hom weer deur, dan gaan ek jou wys hoe wat se figure uitmaak het daar. Daar's wat ons noem die figure uit knoop. En maak jy hom nat? Maak hom net nat, trek hom lekker vas. Druk die sinker deur. Druk jy sinkertjie, ek gaan hom nou met al my tools so kry en dis waarvoor daar trek ek hom lekker vas. Knip al die oortolligheid af. Jy knip hom lekker teenoor af. Lekker teenoor. Right. So nou gaan meet jy hom, afhangende wat oewer jy nou gaan hengel. Nou, so as ek nou val dan gaan maak dit klip. Ek gaan hom so 50 maak. 50 cm, halwe meter. Halwe meter, kap hom so daarso. Omtrent my gevoel wat ek het vir hom. Knip hom af. Knip hom af daarso. Nou is jy klaar met die 27 pond. Okay. So, nou gaan jy hom doen soos wat jy jy moet onthou, hierdie is die gly een. Ja. So maar die eerste prosedure is jy gaan nog steeds jou gummies gebruik net om presies te doen soos wat jy jou normale die boonste gedeelte van hom gly nie, dis die onderste gedeelte. Ja, dis die onderste gedeelte. So jy druk hom daar deur jou gummy, sit 'n gummietjie op. Trek hom saggies deur, dan gaan hy. Okay. Jou volgende ouetjie. Ek's baie lief vir die VMC barrel swivels. Enetjie van hulle. Sit jy nie 'n kraletjie bo kan die gummy of tussen die gummies nie? Kyk, afhangende. As jou gummy groot genoeg is, hoef jy nie. Maar vir hierdie doel sal ek dit doen, maar afhangende van hoe groot jou gummy is dan hoef. Al hoekom ek die kraletjies verkies is wanneer jy hom gooi, kry jy daai helikopter effek. Ja. Op jou en ek is net baie keer bang die sjoveltjie byt op hy kraletjie en dan tangle hy op jou hooflyn. So. Okay. So daar's 'n soos Lou gesê, so eers jou kraletjie. Daar's jou kraletjie, daar's jou swivel aan die ander kant, dan sit jy weer die kraletjie. En dan weer 'n gummy. En dis so 'n rol. Nou wat nou vir my lekker is van dit, die ander boerstrop werk basies op dieselfde beginsel. Tot hierso is alles dieselfde. So dit doen jy 2 keer met die ander ene. Ja. Nee? So wat nou lekker is, jy kan nou daai ding op en af skuif en bepaal waar jy die visse. So as jy dik sluk het, skuif jy hom op tot bo. As jy harde bodem het, skuif jy hom nader na jou voerbal toe. Ja. So maklik. En baie mense het al vir my gevra, maar moet jy hom lekker styf sit hierso? Ek hengel hom so eentjie uitmekaar. Die rede vir dit is, hoe verder jy hom hierso stel, hierdie is alles sensitiwiteit. As jy regtig 'n moeilike dag het en jou vis stel op en jy wil sensitief hengel hulle ver uitmekaar uit. Soos ons nou gehengel het hierdie kant, kan jy hulle te mekaar hengel, want as jy hom daai hoekie vat, slaat hy, maar daai alles word bepaal. Ek hou nou weer af van hom net so te maak, net dat hy kan bietjie draai. Doen vir ons die ander gedeelte. Okay. Nou hierso is die volgende gedeelte wat nou inkom en hierso moet julle baie mooi oplet. Hierso het ons nou so fancy ouetjie hierso gekry. Okay. Dis 'n fancy swivel, 'n gly swivel, maar jy kan 'n gewone snap swivel ook gebruik. So
Soos daai. Same thing. Jy kan, Same thing soos daai gewone snap shovel soos die. Dis jou keuse. Jy gebruik 'n snap shovel soos die. As jy van hierdie fancy wat klaar die beat op, ons gaan nou vir julle hierdie stopper beat. Ons gaan in 'n stopper. Ja, as jy gly so. Of as jy regtig net en jy kan niks van daai kry nie, kan jy net 'n gewone soveltjie insit en jy sit net agter hom 'n gummy of iets in net om hy shock te keer. Jy wil net nie die rou ja, barreltjie moet op die lyn druk nie. Ja, okay. So. Maar ons het nou al die fancy goodies hier, so ons sit hom gou in. So jy sit hom eerste in daarso. Dan 'n kraletjie. En dan gaan ons na die kraletjie toe. En die rede vir daai kraletjie is want ons gaan hom nou in 'n soveltjie vasmaak. Ja. So daai knoopie trek basies binne in die kraletjie se gat in. En dan sit hy lekker vas, maar daai kraletjie verseker ook laat jou sinker los bly op daai hooflyn. Ja. Wat 'n knoopie gebruik jy? So hierso gaan ek noem met die gewone vaarstertjie. Daai wat jy daar ek draai hom hierdie is 27 pond lyn, ek gaan hom 5 keer draai. 1 2 3 4 5. En dan druk jy hom terug deur die loop bietjie as jy hom kan sien. Gaan nou die binoculars as moet aansit. Daar's jou bril hoor. Dankie. Maak hom weer nat. Ek sien jou bril. Jy sien die bril. Trek hom daarin. Okay, ons noem dit 'n clinch knot. Is 'n mooi woord. En jy trek hom ook net lekker styf. Trek hom styf, dan bou kort af. So wat nou gaan gebeur is al hierdie goedjies onder toe skuif. Presies wat Lou gesê het, jou kraletjie gaan sit om die knoop, beskerm die knoop daarso en hierdie ouetjie, hou 'n bietjie daar vas. Ek hou daar vas. En hierdie ouetjie gee vir jou dan daai beweeglikheid. Jou sinker kom op daar. Ja. Ons gaan hom klaarmaak. Ja, ons gaan klaar vir die mense wys. Maar baie van julle gedink, is dit nou waar die volgende hoek moet opkom? Glad nie. Jou sinker kom op hierdie gly. Want die idee, as ons klaar gebou het, gaan ons julle wys waaroor gaan die sensitiwiteit. Okay, nou gaan ons gou die hoekietjies aansit. Alright, ek het 'n hoekies geknoop. Ons gaan vir julle later op 'n ander YouTube klip gaan ons vir julle wys hoe om die hoekies te snel, wat die regte manier is. So, die hoekies nou gestel. Hoe lank maak jy hoeklyne op die boerstop dan nou, Benno? Weer depending van die oewer, maar tussen 'n 12, 13,5 as dit nou regtig moeilik gaan, maximum 15's, maar vir hierso het ek 'n 12 gebruik. Okay. Ek is gemaklik 10 tot 12. Ja. So ons skat hom ook net. Jy kan hom presies afmeet as jy wil. En dan weer dieselfde clinch knot. Die clinch knot, daar gaan jy weer 5 tot 7 keer om. Nou moes ek my binoculars aangehad het. Hey, first time deur. En as jy hom nou deurtrek, moenie nou net gaan woep trek nie. Maak hom asseblief nat. Ja, hoe dunner die lyn, hoe meer speeksel kan jy vir hom gee. Ja. Maak hom ordentlik nat, dan gly hy lekker in die lyntjie brand. En daar sê. En hierdie is natuurlik die XX10 pond. Yes. Wat ons gebruik vir hoeklyne. Lekker sag. Die wit een is baie sag. Baie nice. En ons doen dieselfde aan die ander kant. Ja, en dan die hoekies wat ons gebruik is die WMC 7102's. Kry dit in al die sizes. Wat vir my lekker was, ons kon hier bietjie met 'n groter hoekie ging. Ja. En ek besef nou, weet jy wat, ons het nie 'n vis verloor nie. Nee. Ons het nie 'n vis verloor nie. Dit is eintlik amazing. Sê, nou mes nou vas. Okay. En dan op die sinker wat ons nou gaan opsit, nê, sit jy altyd so kort stukkie lyn. Ja. Want jy wil nie die sinker direk op daai op die jy het op die AC nie. Ja. So ek maak daai by 10. Dit is wat ek kom doen, so 10 met sy loopie, met sy die hele systeempie. Okay, so dis ook net is die 27 pond lyn met daai selfe loopie bo wat ons op die bokant van die strop gemaak het. En dan weer met die clinch knot onder, hy gaan vashou. En weer daarso jou figure uit daai ouetjie daarso. Okay, so nou maak jy hom klaar. Nou gaan ek kom net hierso aan hierdie snap-honkie wat gly doen en dan gaan ons vir julle die hele rede vir die strop wys, want daar's 'n groot rede vir hierdie. Okay, vat jy voor. So vashou? Jy is die visstok. Ek is die visstok. Okay. So nou hier is jou hele ouetjie. So as hierdie ou nou, kom ons vat nou 'n bietjie van hierdie weg, laat die kamera mooi kan sien wat ons nou vir hulle wil wys. So as jou aas nou hier kom lê, jy moet nou onthou, ek wil eers iets vir jou wys. Hier is jou sinker gly. En hoekom doen ons dit? Want nou
die groot rede hoekom baie mense nie met boerstroppe wil hengel, die gaan oor hierdie gewig. Hierdie gewig is ons Hy swaar, is 100 gram. Hier is 100 gram. Ek hengel op my boerstroppe alles van 'n 75 af 100, 130 gram toe as nou ekstreem gaan. En daai swaar met hierdie hoekie in 'n vis se bek heeltyd terugswem. Begin om te werk en te werk Hy kan maklik uitskeer. en mik daar skere uit. So om dit alles nou te voorkom is hoekom ons nou hierdie gly doen. Want nou all of a sudden speel jou sinker nie meer so groot rol as hy kom by die byt nie. Ja. By die byt van die vis. Want, Met ander want woorde, wat nou kan gebeur? Jy kan nou ingooi en dan lê hy nou so, as jy jou poeliesband bietjie laat sak, ja. dan lê hy baie sensitief. So as die vis daai hoek gaan optel, gaan hy nie die sinker voel nie. Dis die hele rede vir hierdie, want hou 'n bietjie styf daar lol as hy. Sou dit 'n gewone boerstrop gewees het was hy hierso en as die vis net byt en hy maak dit so dan trek voel hy die sinker. Dan voel hy die sinker. Nou omdat hy gly en hy byt en hy gaan die kant toe, trek hom en hy trek hom. En eers wanneer hy daar kom, 30-40 cm weg, slaat daai sinker eers dalk teen die boonste hoek vas. So jou vis het al gedraai, weggeswem met jou asie, toep, daar sit hy. Trek hom nog. So jy kan nog gaan. Daar is hy nou eers. As hy nou eers. En dan weer daai vis, hoorie, maar hier bly iemand aan die ander kant van die riete. Hier's nou moeilikheid. Maar dan het hy al omgedraai, amper al teruggeswem. Like, hy het nog eens agtergekom, as gesê nie, en ek het agterkom, hierdie sensitiewe, ek noem dit maar baie sensitiewe boerstrop, ek kan hom baie name noem, maar hy gee my baie meer vis op sekere plekke, veral in die Valdam, waar jy nou jou klein visse set en jy goed, en so, love hierdie nuwe stelsel. And that's why we do it. Dis die strop wat by Klipdrift die groot damage gedoen het. So as jy hulle Klipdrift toe kom, bou vir julle hierdie strop. As jy nie al die goedjies het nie, jy kan, soos wat ons gesê het, gewone sovels gebruik, maar bou hom so. Hy werk vir ons, hy gaan vir julle werk. Ek hoop julle het hierdie insetsel geniet. Gaan maak dit by die huis, laat weet vir ons daar in die comments of hy vir julle gewerk het. En stuur vir ons 'n fotootjie met die hele eerste vis wat julle met hom vang. Ons gaan gou die ander een bou, en dan gaan ons net vir julle 'n breakdown van hom gee hoe hy werk. Ek het nou vinnig vir ons die ander ene gebou, Benna, so ons gaan hom nou nie heeltemal op kamera bou nie, maar dit is baie eenvoudig. Dieselfde skaglyn, presies dieselfde manier wat ons die vorige ene gemaak het. Ja, tot hierso. Daar's hy. Tot hierso is alles dieselfde. Ja, dis net van hier wat is van. En dan sit weer basies 'n duplikaat van die boonste gedeelte. So wat ons hierso het, ek gaan onder begin. Onder het ek 'n gewone snap swivel op en hierso kan jy jou sinker direk op jou snap swivel sit. Maak net seker dat jy 'n groterige snap swivel sit. En nommer 10 is vir my reg en kyk of jy die WMC sin kan kry. Hulle is baie sterk. Dan het ek 'n gummy, kraletjie, swivel, kraletjie gummy. So ek gaan hom net so uit mekaar uitskuif, dan kan jy hulle daar mooi sien. En ek hou daarvan om met die vaste strop, hou ek daarvan om hom onder te hou, veral op 'n harde bodem, laat hierdie hoek by die voerbal kan opeindig. En baie keer dan sal ek, as ek die asie opgesit het, dan sal ek die hoek terugdruk in die voerbal in. So ek hou baie daarvan. Dan jou boonstene is presies dieselfde, kraletjie of gummy, kraletjie, swiveltjie, kraletjie, gummy, na boontoe. En kyk nou hier wat gebeur. Sou jy nou hierso, ek wil hom net nat maak, want in die water sal hy nou nat wees. Sou jy nou byvoorbeeld 'n vis vang op die boonste hoek, wat gebeur? Nou trek daai vis, daai gummy tot onder, en alles raak in 'n lyn. Alles raak in 'n lyn, en daai sinker gaan nie agterna sleep nie, los hom daar binne. So nou gaan jy hierdie vis uitspeel, en hy het nog steeds daai sensitiwiteit, maar jy gaan hierdie vis uitspeel, hy gaan bo oor ander lyne kom, en jy gaan die vis kan laat. So dis wat ons noem 'n vaste boerstrop. En as jy hom weer wil ingooi, dan skuif jy net eenvoudig alles op, gooi hom weer in, en jy kan daai verstellings maak, as jy nou byvoorbeeld in silt hengel, ek sal hom net nie nader as 'n hoeklengte van die loopie afsit bo nie, maar as jy daai wil verder weg hê, jy het byvoorbeeld dik silt, dan kan jy hom opskuif, maar maak ook seker dat hy nie nader as daai hoeklengte is nie. En dis nou mens nou vas. Met hierdie kan jy moddervis vang, jy kan karpe vang. Nou die moddervis maak ons kleiner weergawes. Klein hoekies, fyn asies. So dit werk korter hoek, kleintjies. Alles werk net lekker. So daar's die twee boerstroppe vir julle. Ons het al twee hierdie by Klipdrift gehengel en al twee het vir ons gewerk. So, hoe sien ons Benna? Is dit vir ons werk? Sal dit vir julle werk? Daar's hy.